Goeiemôre, wat 'n wonderlike voorreg om julle te vanoggend te groet in die wonderlike naam van ons koning Jesus, die Here, die lewendige God, die waardige God, die Jesus wat uit die dood uit opgestaan het, wat opgevaar het na die Vader, wat die lewendige koning van konings is. Ek groet jou in die naam van Jesus Christus. Wow, mense, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om vanoggend te jubel, te juig en ons vreugde te vind in die Here, om te weet hy's daar, om te weet hy het ons lief, om te weet hy gee om te weet hy is vir my en vir jou. En daarom het ek 'n rede om vandag uit te sien na wat God vir my instoor het, wat hy vir my in gedagte het. Hierdie dag gaan 'n goeie dag wees, want dis die dag wat die Here gemaak het. Ek kan net jubel en ek kan juig vanoggend en ek kan my vreugde vind en ek kan net vanoggend vir jou sê, kom aan my broer, kom aan my suster, kom ons loop die Here se, kom ons dien die Here. En weet die Here is so goed. Ek kan net van sy goedheid en sy guns, sy genade en sy liefde en sy ontferming en alles net getuig. En ek kan dit vanoggend vir jou sê, God is 'n werklikheid. Jy weet die woord sê waar jou hart is waar jou skat is. En ek en jy kan vanoggend weet, ons kan ons toevlug neem na die Here toe. Die Here is ons antwoord. Maar mense, daar is baie dinge wat in ons pad staan. Daar's baie dinge wat ons verhinder. Daar's baie dinge wat maak dat ons nie God met 'n opregte hart dien nie. En baie van ons gee voor. En jy weet die woord van die Here sê in Psalm 115, hulle afgode is soos silwer en goud, 'n werk van mense hande. En absoluut mense, dit is, jy weet, kom ons vat byvoorbeeld ons WhatsApps, ons Facebook is 'n afgod. Ons kan ure daarop spandeer, maar ons kan nie daai selfde ure aan God gee. Ons kan nie, en dan om ons gewete te streel, dan sit ons woord op, en dan dink ons dis okay, dit gaan ons hemel toe vat. Dit gaan nie. Die Bybel sê, jy moet in jou binnekamer gaan, jy moet die deur toemaak. Jy moet 'n verhouding met God hê. Jy moet een met die Vader wees. Jy moet in die Gees kom. WhatsApp en Facebook gaan jou nie in die Gees bring nie. Jy moet 'n verborgenheid met die Here hê. Jy moet tyd maak met die Here. Jy moet 'n 10de gee van jou tyd vir die Here. Dit beteken 2 ure en 40 minute wat jy die Here moet loof en prys. En jy weet, en dan dan kyk ek so deur mense se lewens. Ek oordeel niemand nie. En dan besef ek, ons het nie eers tyd om te worship met die Here nie. Ons maak nie tyd dat ons siel met die Here in een kom nie, dat ons kan jubel, kan juig nie. Jy weet, en dan raak ons mense afvallig. Jy weet, ons kan die Here nie behoorlik eers aanbid nie. Aanbid met die diepte van ons hart, aanbid met alles wat ons het, om te loof, te prys, te eer, te verheerlik, om te weet, dit is hy wat God is hy wat die voorsiening is hy wat die krag het, is hy wat die mag het, is hy wat die heerlikheid besit, en God is almagtig, en hy is ver bokant wat ek en jy ooit kan dink, of kan besef, kan die Here vir my en vir jou doen. Maar waar jou hart is waar jou skat is. Dit help nie, jy sit woord op Facebook en WhatsApp en jy dink, okay, jy gaan ander impress, maar jy impress God nie. Die afgode, baie van ons jaag geld na, sukses na. Dis 'n gejaag na wind. Dis 'n absolute gejaag na wind. Jou probleme is nog steeds saam met jou. Die omstandighede is nog steeds daar. Al jaag jy jouself in 'n koma aan, want jy op die einde van die dag gaan jy siek word. Hoekom? En waarvoor? Die woord van die Here sê, leef vandag, leef. Maar ons wil nie leef in die Here nie. Ons wil nie lewe vir die Here nie. Ons wil nie vandag geniet nie. Mense, dis ons eie skuld. Baie van ons, en ek het nou die dag het ek vir iemand opgesê, ons is nie eens gelukkig in ons dag nie. Ek het vreugde in my.
Ek jubel, ek juig. Ek is gelukkig in my dag. My vrou is gelukkig in haar dag. Ons dien die Here en jy weet, die Here is so great, so awesome. En jy weet, as ek net die goedheid van die Here raak sien in my lewe, dan kan ek besef, ons mense skiet ver te kort. Hoe skiet ons ver te kort? As jy die Bybel lees, dan praat die Bybel van seëninge. Almal hardloop eers vir geld. Die Bybel het nooit gepraat van geld nie. Hy het nooit gepraat, geld is ook deel van seëninge, maar die Here het nie gesê hy gaan jou, nêrens kry ek die vers wat sê hy gaan jou bankrekening seën nie. Nêrens nie. Hy het gesê, as jy voor in die Bybel kyk, as jy in die middel kyk, as jy waar jy kyk, het die Here die vee, dit wat jy besit het, die vee vermenigvuldig. Jakob, daar's 'n goeie voorbeeld. Hy het vir hulle manna uit die hemel uitgestuur, Moses hulle. Hy het hulle gevoer. Hy het vir hulle klere gegee. Hoe het hy vir hulle klere gegee? Die Bybel sê selfs hulle skoene het in die woestyn nie klaar geraak nie. Hulle vee, wanneer hulle dit slag, so wanneer hulle die offers aan die Here gebring het, het hulle die velle gemaak en kon hulle klere, die velle verkoop het om klere te koop of klere te maak uit velle uit. En so het die Here bly voorsien. En mense, as God hulle so geseën het, hy het hulle kinders geseën met wysheid, kennis, insig. Hy het hulle geseën. Maar die ding is, jy moet 'n Bybel hê. Ek sê nie 'n selfoon nie. Selfoon is vir 'n Bybel op 'n selfoon is vir 'n slegte mens. Want jy moet die Bybel vat, jy moet hom merk en jy moet sê dit is my vers. Die Here het met my gespreek. My Bybel het baie datums in. Hoekom? Want baie keer praat die Here. Gister het die Here weer my verse gegee en dit was 'n wow gewees. En ek het besef ons skiet ver te kort. Ons kinders mis. Ons mis. En die bewys daarvan is ons huwelike, is ons leefstyl. Laat ons die seëninge van die Here mis. Hoe mis ons dit? Ons huwelik is nie geseënd nie. Is 'n gemors. Elke tweede, derde ou skei, tot die pastore skei deesdae. En die woord sê jy mag nie. Dit wat God by mekaar gevoeg het. Want dit lyk soos 'n intryd, tweedehandse intryd mark. Dit is teen God. Maar ons is nie geseënd nie. Want ons mis al die seëninge. Ons kinders is nie geseën nie. Ons mense verloor hulle werke. Hulle spring van een job na die ander job. Hoekom? Omdat hulle nie geseënd is met wysheid, kennis, insig nie. Want ons hardloop agter die verkeerde goed aan. Ons is verkeerd geleer, absoluut verkeerd geleer. En daarom sê ek vir jou vandag, keer terug na die beginsel. Sit neer die afgode in jou lewe en keer terug na die waardige God toe. Om jou te seën. Ek praat nie om jou bankrekening, ek sê om jou te seën. Jou wat daar luister te seën. Jou huwelik te seën. Jou kinders te seën. Jou kleinkinders te seën. So, prys die Here. Kom ons sluit die oë. Hemelvader, ons kan net vanoggend voor U almag wees. Ons kan net kom met groot vreugde, groot opwindendheid. Here, ons kan net juig in U. Here, ons kan net ons toevlug neem na U, want U is God. U het U woord gestuur. U woord het mens geword. Here, Jesus is gebore en hy het vir ons gesterf aan die kruis. Dankie daarvoor. Dankie dat Jesus al ons sondes, al ons krankhede op hom geneem het. En dankie Vader, dat hy die dood oorwin het, uit die dood uit opgestaan het, opgevaar het na U, sodat ons die belofte kan kry van die Heilige Gees. Hemelvader, ek verklaar voor U, o lewendige God, eternal King, dat U genade my siel vanoggend herstel het. Great is jou faithfulness. Jahweh, hierdie dag behoort in al sy volheid aan U.
elke asemhaling wat ek gee, elke tree wat ek stap, elke woord wat ek spreek of wat ek bedink, alles behoort vandag aan U. Ek kies om te loop in die autoriteit om U woord van waarheid te spreek, om in die liefde wat in U hart is en wat weerkaats op my en in my lewe uit te leef. Wat 'n stryd ek ook vandag, of wat 'n storm of wat 'n probleme ek vandag in die gesig mag staar. Ek staan vas in die oorwinning van Jesus Christus van Nasaret. Want Jesus is die woord en die woord is die lam van God. Halleluja. Hy het dit oorwin. Great is your faithfulness in Jesus naam. Here, ek sê dankie ook vir Israel. Dankie dat U die gijslaers terug vrygemaak het en Here laat hulle kon terugkeer in Jesus naam. Dankie Here dat soveel families verenig is in Israel weer in Jesus naam. Here, seën Israel, seën elke man, vrou en kind daarso. Voorsien aan hulle, behoed en bewaar hulle, beskerm hulle, gee hulle leiers goeie insig, wysheid en kennis, Here. En Here, ons bid ook vir die vrede van Jerusalem in die magtige naam van Jesus Christus, dat dit sal wees tot eer van God Abba Vader, God van Abraham, Isak en Jakob, Jehovah Heer, en dit alles deur die krag van die Heilige Gees. Amen en amen en amen. As hy mense, en onthou vanaand om 7:00, dan het ons Kom Saam program, die platform van Kom Saam, waar ons vanaand vir die siek mense gaan bid. Wees deel van die program, kom saam, maar doen dit net vandag, kom vandag saam, en dan kom bid julle saam met ons vir die siek mense. Tot dan gaan ek nou vir julle sê, ek geseën 'n mooi wonderlike dag, vandag gaan 'n goeie dag wees. Shalom julle.